weer. Vergeet my om die voor te stel aan Brighton Brightwell, die man met die groen trui. Julle het my gevra om my terug te neem na Destyds. Maar vergeet my, dames en heren, om u voor te stel nie net aan hom nie, maar aan julle. Kosbare vriende wat die liefde vir my vak in my ingeplant het, vir al die jare daarna wat ek Afrikaans gegee het. Die toehoorders, die ontvangers, die luisteraars. Julle het my gereed gemaak vir bykans 40 jaar onderwys, wat ek met 'n andersheid in my kop kom praat en my hart kan hanteer. Ek het met ander digters en skrywers te doen gekry en moes programme oor my aanbied, oor Kelly Kloete en Adam Smoel, Ernst van Heeren, Derek Cousins, Chris Barnard, en ek het hulle ontmoet programme oor hulle geskryf. Maar die liefde vir my vak het julle in my begin. Dis vir my wonderlik toe Pieter praat oor die WLT en die woord liggies, en dit wil ek aan julle oordra, omdat ek al my jare met woordeboeke te doen gehad het, en vraestelle oor woordeboeke moes opstel, en deesdae sit ek op Google op my selfoon, en mense besef net hoe dit alles ontwikkel het, en dit is aan julle te dank. Maar toe ek daardie woord liggies was so dikwels, en toe ek al die betekenisse gaan lees, meervoud en klein, maar die laaste, en daarom wil ek julle sê, praat is afpraat, maar doen is opdraad, wat vir julle voorlê in die lewe, wat julle doen. En wat nou leef, daar met kleurig Afrikaans, kry ek met die interessantste woorde te doen. Woorde soos stootwater en sakwater, hoog en laag water. Dan dink ek baie wat ek by julle geleer het, wat ek nooit in my lewe geken het. Dit was die woord skielik. Wie van julle gebruik het? Ek kon nie verstaan wat sê hierdie kinders skielik. En ek het wat gaan kyk, hier staan skielik. Dis het dan wat jy al sê. Nou, ek wil met julle eers 'n storie lees wat Pieter vir my gevra het om te doen. En dis 3 kaalkoppe Jesus saam, wat ek vir julle gelees het. En dit was eergisterand. Dus sit ek daar by Fransware, en toe besef ek, hier is ek besig om 'n pragtige ete te eet, maar saam met 5 kaalkoppe. Toe sit hulle, hierdie seuns wat my genooi om my hiernatoe te bring, kaalkoppe, en hulle praat en filosofeer oor die lewe. Daarom het ek stil geword en ek kon nie luister. Nou, as jy ietsie lees, 'n 3-eenheid kaalkoppe sit rondom 'n tafel. Die ligte van die restaurant gloei metaalagtig, soos gisterand, op die kaal gepoleerde krone. Dit laat dink aan eierdomme
oopgekraak tot monsteragtige misgeboortes van drillende wange en monde. Die lyne van die kaalkoppe is enorm geswel, bo die 3 paar verdwergde beentjies wat hongerig op die tafel druk. Langs kraal kelder en 'n swart aanpak bedien hulle met al die gerigte wat hulle verlang. Hul veelvoudige kenne vlak op en af, terwyl die vleis met vratige haas alder. En as hulle glase wyn lig na hulle monde wat rooi is, en dan onder hulle bolagtige neus opgaan, verdwyn hulle oë die valle van hulle wange. Die skraal kelder bedien hulle sluit, gereg na gereg. Dan gaan die eetery van die kaalkoppe aan en aan. Dan staan daar die dun, swaaiende kelder, is altyd besig met volgende geregte. Maar die 3 kaalkoppe skyn verblind te wees van hulle duiselende inspanning en al die sweet wat in hulle oë tap. En dan bring die kelder gereg na gereg en hulle eet alles op. Die mense wat hulle dankbaar kyk en sien dan, maar hulle hierdie mense langs hulle lyne spring terug. Dan staan daar niks bly oor op die vloer nie, behalwe die 3 kaalkoppe, geen wit soos doppe van oopgekraakte eiers. Dan vee die kelder hulle op. Hy gooi die 3 in 'n vullisblik, waar hy soos 3 verrottende pampoene. Hy dek die tafel spuiend die volgende dag se maal. Dit het gegaan oor die wêreld homself vernietig en self opeet. En dit ervaar julle vandag se tyd. En hoe wonderlik dan vir my, as ek sien hoe mooi hierdie skool ontwikkel. Hoe pragtig groen is die gras, die paviljoen, die klasse, hierdie saal wat ek ure lang geoefen het. En daar is my gevra om 'n stuk van Breitenberg te lees. En daar waar ek in die Suidkaap bly, waar hulle op vakansie van Breitenberg en sy ouers. En een van sy mooiste gedigte was hierdie. En is so aangehaal met sy sterfte vroeër in die jaar. Allerliefste, ek stuur vir jou 'n rooibos duif, want niemand sal 'n boodskap wat rooi is skiet nie. Ek gooi my rooibos duif hoog in die lug, en ek weet al die jagters gaan dit. Dis die son. Kyk, my duif kom op, my duif gaan onder. En waar ek vlieg, daar skitter oseane en bome word groen. En hy kleur my boodskap so bruin oor jou pad. Want my liefde reis met jou mee. My liefde moet soos 'n engel by jou bly, soos vlerke, wit soos 'n engel. Jy van my liefde bly wees, soos van vlerke waarmee jy nie vlieg nie.
ouers opgoed geken van julle ouers. En uit hierdie brief is sy pa geskryf. Van ouers. Nou dat ek uitgeslaan van lyfenis, kan ek treur oor die eelde van my vader, die ligoë van my ma. Die skame offerhandes van hulle gebede, as hulle my op hulle knieë aan die Here God lei. Nou dat ek agter die baard kan ek huil, as hulle slegs my naam fluister, met die ruite, donker, knippende oë in die wind, oor die visolie van my griep, die ingelegde persens op bergens, op die rand. In sy 60 jaar slim my pa in Stilbaai se seef, en hy stap myle ver met die sand met sy reguit bene, en 'n kort broek, en hy speel cricket op die duine, en hy eet al die kreupels, en hy sien weer hoe lucief was, want hy is 'n bokser, dokter, boer, 'n kaptein en 'n held, en iemand is in die grysaards, en as die reën, soos 'n gesnyende bruid oor die see kom, word die lieflike Trixie siek. 3 dae veg die veearts, en buig dan die knie, en hy dra die lijk terug na die Gamtoos, of soos in daai dae, Kamperkuils rivier. Die plaas waar hy jong liefde, en plant hulle die saad, soen over, in die diep grond soos kwaad. Nou is het minnaars, stil bome in die naai, en die wind streel die brome in die tak, onder poëte, lang liefde. My oom sterk soos kapok in die son, hartevol, beroerte, kanker en teen. My pa word stiller en meer verskriklik van dom tot dom. Hier waar die harde winters en die nat somers my lyf ongenaakbaar skil, treur ek oor die soet hart van my moeder. My pa se stil en bitter krag. Goed, toe het ek so snaakse storieetjie vir julle, maar die tyd is nou vir my en my. Nee, wat? Lees, nie? Miskien ek hier. Maar die anders is reg, nie belangrik. Ons wil graag 'n storie hoor. Ons wil die storie hoor. Ons wil die storie hoor. As mens julle aan Breitenberg voorgestel het, ek moet tydens begin met die Tersiene. Kan julle onthou wat se Tersiene? Sandtersiene. Over dieren van woorde, duike teen stilte. Duik die muur in Nederland, nee? Om baie praat te gebruik om stilte in jou weg te hou. Dis al 2 kwartryne toe, ek saam met Fransja en Notte ry, dankie aan Fransja weer, en dit gaan oor spoorlyn, en toe wys hy vir my, waar die brug oor die spoorlyn neergegee daar op Kolonie. Maar die eerste ene was, die patatrampe langs die spoorlyn. Hoe seer moet hulle ore nie wees? Dis skryf hy in 'n volgende winkel. Die spoorlyn wat langs die patatrampe
En boaan het net gestaan dankie. Jy moet verskoon as ek nie dadelik die woord kan lees nie, want toe het jy ook lelik geskryf. En staan daar, ons het nog nooit gepraat nie. Toe wou sy al dinge van my sien, Elips. Het sy al die dinge in my gelees, wat ek vir min mense sal wys. Dinge wat slegs vertroue in 'n mens kan oopsluit. Met 'n deel het ek gehuiwer, sodat ek haar eers goed kon deurdink. Hoeveel weet sy toe nie al van my nie? Soos wat julle in opstelling baie keer verklop het nie. Sy weet, ons kinders is nou in die pylvlak van jong wees. Sien reeds die sparrings van realiteite vlieg. Daar, wees realisties. Bly by jou standpunte. Voer jou opdragte stiptelik uit. Moenie God se wil as jou eie wil interpreteer. Moenie toelaat dat die stryd in vandag se lewe die doel self word nie. Daar is iets beter as aardse rykdom en aansien. Dink vir jouself. Bewaar die skoonheid in die natuur, wat God nog maklik bereik kan word. Voer dit as gevolg van vernietiging vir baie vergeet.